Paulus praat met die gemeente in Filippi. Hy sê vir hulle, julle het die troos in Christus. Jy het die troos dat julle lewe by God veilig is. Dat dit nie saak maak of jy lewe of dood nie. Dat om te lewe is Christus en om dood te gaan is om te wen. Dood te gaan is wins. Julle het die aansporing om vir God te lewe deur liefde. Deur God se liefde vir jou, deur jou liefde vir God, deur jou liefde vir die wêreld. Hierdie gemeenskap van die Gees, jy weet die Heilige Gees is by jou. Die Heilige Gees is in jou. En daarom het jy innerlike meelewing en meegevoel. Jy weet God gee vir jou om. Jy weet God is daar vir jou. Dis alles individueel. Ek ervaar die troos. Ek ervaar die aansporing om vir God te lewe. Ek kan ervaar hoe ek een is met God deur die Gees. Ek ervaar hoe God saam met my lewe my meegevoel het. Nou maak my blydskap volledig deur eensgesind te wees. Wees nou 'n gemeenskap. Wees nou 'n community. Dis interessant dat so baie van ons wil dit andersom hê. Ek wil deel van 'n community wees sodat ek kan troos ervaar. Ek wil deel van 'n kerk wees sodat ek kan ervaar dat God my troos, sodat ek kan meelewing ervaar, sodat ek kan omgee ervaar, sodat ek aangespoor kan word. Paulus draai dit om. Hy sê, wees dit in jou verhouding met God. En maak dan dit volledig deur deel van 'n community te wees. Bring jou aansporing. Bring jou liefde. Bring jou troos. Bring jou meelewing wat jy reeds ervaar. Bring dit na die gemeenskap toe. Wees nou een met ander mense. Ervaar ek en jy dit? So baie mense was deel van 'n community en dan het hulle nie hierdie dinge gekry nie en dan het hulle liewer pad gegee. So baie mense dink hulle het nie 'n community nodig nie want hulle ervaar al hierdie goeders op hulle eie. En tog is om een te wees, om eensgesind te wees, om 'n familie te wees, om saam met mekaar te lewe, een van die belangrikste temas in die Nuwe Testament. Ek is deel van die gemeenskap, want ek bring troos. Ek bring aansporing. Ek bring een wees met God. Ek bring meelewing. Ek bring meegevoel, want God gee dit vir my. Kan ek en jy vandag so lewe? Here God, dankie dat ons by U getroos word. Troos word dat ons lewe by U is. Troos word dat dit nie saak maak of dit goed gaan of sleg gaan nie. U is by ons. Dat dit nie saak maak of ek lewe of ek sterwe nie. Albei is vir my goed. Dankie dat U my aanspoor om liefde te ervaar en liefde te lewe. Dankie dat ek in 'n verhouding met U kan lewe, nooit alleen is nie. Dat ek kan ervaar hoe U vir my omgee. Here, dankie dat U vir my vir ander mense gee. Dat U my in die wêreld instuur om een te wees met ander, sodat hulle dit ook kan ervaar, sodat hulle dit deur my kan ervaar. Sodat ek vir hulle kan wys wie U regtig is. Leer my, help my om vandag so te lewe. Amen.